Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Vrydag die 13de Maart 2026 en dit is ons laaste een in hierdie reeks oor vergifnis en Jesus se liefde vir ons en onthou Sondag se Paassangdiens in ons gemeente. Volgende, die kruis roep ons tot 'n nuwe lewe. Galasiërs 2 vers 20, Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Nou hierdie woorde van Paulus wys vir ons dat die kruis nie net iets is wat ons verstaan met ons kop nie, dit raak ons hele lewe. Wanneer 'n mens regtig begin besef wat aan die kruis gebeur het, kan jy nie dieselfde bly nie. Want die kruis verander 'n mens se hart. En wanneer jy begin besef hoe groot God se liefde is en hoe ver Jesus bereid was om te gaan, hoe hy sy lewe gegee het vir jou, dan begin jy anders na jou eie lewe te kyk. Dinge wat vroeër belangrik gelyk het, raak nou minder belangrik. En dinge wat vroeër klein gelyk het, kry dan vir jou nou nuwe betekenis. En dis hoekom Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy bedoel nie dat hy ophou bestaan nie, hy bedoel dat sy lewe nou deur iets nuuts gevorm word. Sy prioriteite is nou anders. Sy hart het verander. Sy rigting het verander. Die kruis dis nie net iets wat ons bewonder nie, dis iets wat ons verander. En wanneer ons die kruis sien, besef ons, Jesus het alles gegee, hy het niks teruggehou nie, en het wek vir ons 'n nuwe begeerte, om ook vir hom te leef. En dan begin ons anders te leef. Ons leef met dankbaarheid, omdat ons weet, ons lewe is 'n geskenk van genade. Ons leef met nederigheid, omdat ons weet, ons het niks self verdien nie. Ons leef met liefde vir ander, omdat ons self eers so diep lief gehad is. Die kruis leer ons om anders te kyk na mense, selfs na moeilike mense. En dit herinner ons dat God se liefde ook vir hulle is. Die kruis roep ons dus om Jesus te volg. Nie omdat ons skuldig voel en iets moet terugbetaal nie, maar omdat ons harte verander het. Ons wil hom volg omdat ons hom lief het. En dis eintlik 'n reaksie van dankbaarheid. En wanneer ons regtig begin verstaan, sy bestemming was die kruis. Sy doel was liefde. Sy rede was jy. Dan begin ons lewe anders lyk. Ons wil hom dien, ons wil sy liefde uitleef, ons wil sy lig in 'n donker wêreld wees. Ons wil hê mense moet iets van Jesus in ons lewe raak sien. En dit gebeur nie net in groot dinge nie, maar ook in klein alledaagse oomblikke, in hoe ons praat, hoe ons vergewe, hoe ons omgee, hoe ons hoop bring waar daar moedeloosheid is. Die kruis word dan nie net 'n gebeurtenis in die verlede nie, dit word die krag wat ons lewe elke dag vorm. Daarom kan jy 'n bietjie daaroor dink vandag. Die kruis is nie net die einde van Jesus se verhaal nie, dit is die begin van 'n nuwe lewe vir elke mens wat in hom glo. 'n Lewe waar Christus in ons leef, 'n lewe waar sy liefde deur ons sigbaar word, 'n lewe wat wys dat die kruis nie net redding bring nie, maar ook verandering. Here Jesus, dankie vir wat U vir ons gedoen het. Dankie dat U steeds in ons verandering saam met ons lewe. Amen.